Goeiemôre. Vir die wat my nie ken nie, ek is Terse Swart. Ons is in Morgenson gemeente, plek van hoop. En ons sê vir die Here dankie vir dit wat hy besig is om te doen hier in ons omgewing. Ons is nou maar onlangs in die bediening daarso en weet jy, ek wil net sê vanoggend met die woord wat die Here ook vanoggend vir ons wil gee, wil ek net sê, as die Here 'n plan het vir jou lewe en jy beweeg in die rigting waar jy wil hê, gebeur dinge iewes skielik. Ek het vir 'n baie lang tyd probeer om ander besighede te bou. Ek het net na skool het ek gaan swat, maar die roeping was nog nie daar om in die bediening in te gaan nie, en ek was in alle rigtings in gewees, in ingenieurswese, ons eie ingenieursmaatskappy gehad, tekenkantoor, en toe die Here vir my 12 Oktober 2023 sê, los nou alles waarmee jy besig is en gaan in die bediening in. Binne 7 maande, het al die deure oopgemaak en ons staan binne in die bediening met ons eie kerk. Dit is net die Here. Dit is net die Here. Nadat ek hoeveel jare probeer het om 'n besigheid te bou, die dag toe die Here sê, gaan die bediening, toe begin al die deure oopmaak. Hoe myself net bekendstel, vir my en my vrou, Rensha, sy is daar agter, sy is my regterhand. Sy sit agter want sy is met die kleintjies besig. Ek en sy het, ons het 6 kinders. 3 kinders van ons eie. Ons oudste seun, Zarsjes, hy is 25, hy is getroud. Hy is ook in ingenieurswese betrokke. Ons dogter, Rensha Lee, sy is hierdie jaar 24, sy is in Middelburg, sekuriteitsmaatskappy betrokke. En dan ons jongste seun Zayn, hy is hierdie jaar 23. Hy is ook in die bediening. Hy is die jeugpastoor by Woord en Lewe in Boksburg. En ons dank die Here vir dit wat hy vir ons doen. Hy het ons geseën met 3 wonderlike kinders. En toe so 'n jaar terug, toe kry ons nog 3 kleintjies. Oudste enetjie Dominique, hy is nou in graad 1. En Nicolas, hy het nou net 6 geword. En dan daar op my vrou se skoot klein Alex. Hy is 2 jaar oud. Hulle is onder ons pleegsorg geplaas so 'n jaar terug. En ons dank die Here toe die Here daai deure oopmaak, en dit was glad nie deel van ons plan om op hierdie ouderdom nou weer, ons is nou net klaar met skool, ons het kinders deur universiteit, deur alles, nou begin ons weer van voor af. Dit was nie ons plan nie. Maar die Here het vir my die dag gesê, hulle gaan vir jou 'n groter seën wees, as wat julle vir hulle kan wees. En dit sien ons nou al in hierdie jaar. Ek wil vanoggend die woord wat die Here vir my gegee het. Ekskuus, ek sukkel so 'n bietjie met die een hand, maar ons gaan nou regkom. Ek wil Verdien vra, hy het vanoggend saam met ons gekom, en ek sê Verdien ook baie welkom, dankie dat jy saam met ons gekom het. Toe hy hoor ons bedien uit, toe sê hy gaan saam, hy wil saamkom. Dien, ek wil jou so 'n bietjie in die diep water gooi, en ek wil vir jou vra of jy hier voor kan sit, want ek gaan jou vra om my te help. Vanoggend. Ek kan net hier voorkom sit, ek sal vir jou roep wanneer jy my moet kom help hierso. Baie dankie. Vanoggend se woord, toe pastoor Jacques my bel en vra om te bedien, die Heilige Gees onmiddellik vir my die woord gegee. En ek glo die woord is vanoggend, hier is ons mense vanoggend, die Here het vir jou 'n doel. Die Here het vir jou iets spesifieks gegee, waarvoor hy jou wil gebruik. Maar die deurbraak het nog nie gekom nie. Jy wag al jare.
Jy wag al jare vir dit spesifiek om te gebeur. En ek wil vir jou sê, daai woord is vir jou vanoggend. Die tema van my woord is vertrou die proses. Onthou, God het 'n spesifieke proses waardeur hy ons vat. Daar's 'n rede hoekom dinge gebeur soos dit gebeur. En ons het nodig om dit te vertrou. Ons het nodig om met blydskap dit aan te vat. Ek wil vinnig vir ons, die wat wil saam lees in die Bybel, ons begin reg aan die begin. Reg aan die begin van die Bybel, hier gee die Here vir ons basies, as ek so kan noem, die resep tot hierdie proses. In die begin het God die ganse heelal geskep. Die hemel daarbo en die aarde hieronder. Maar die aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa. En die diepwaters was toegevou in duisternis. Die Gees van God het oor die oppervlakte van die water gesweef. Ek lees vir ons hier die Nuwe Lewende Vertaling. Toe beveel God, laat daar lig wees. En dit was so. Die lig was vir God goed. Daarop het God die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donkerte nag. Dit alles het op die eerste dag gebeur. So op die eerste dag het die Here gesê, laat daar lig wees, en die lig het basies die donkerde verdryf. God het beveel, laat daar skeiding kom tussen die waters. So het God die hemelkoepel gemaak, wat die waters bokant die aarde skei van die water onder op die aarde. Dit het alles net so gebeur. God noem toe die blou koepel hemel. Dit het op die tweede dag gebeur. God het beveel, laat die water op die aarde een plek by mekaar kom, sodat die droë grond tevoorskyn kan kom. Dit het presies so gebeur. God noem toe die droë grond land en die versameling water noem hy see. Ook dit was vir God goed. Toe beveel God, laat plante uit die grond voorspruit, wat saad dra, en ook vrugtebome wat vrugte gee. En dit het gebeur. Die aarde het toe skielik plante voortgebring, as ook vrugtebome en allerlei soorte vrugte. God het gesien dat dit goed was. Dit het op die derde dag gebeur. God het beveel, laat daar lig wees aan die hemelkoepel, sodat dag en nag onderskei kan word. En dit ook kan dien as teken om seisoene, dae en jare te bepaal. Die lig in die hemelkoepel moet ook die aarde verlig. Dit het toe so gebeur. So het God die twee groot ligte gemaak. Die grootste om in die dag te skyn en die kleiner een om in die nag te skyn. Hy het ook die sterre gemaak. God het hierdie ligte in die hemelkoepel geplaas om die aarde te verlig. Die een in die dag en die ander in die nag. En ook om lig en donkerte van mekaar te skei. God het gesien dat dit goed was. Dit het op die vierde dag gebeur. Nou, ek wil hierdie stoele gebruik as 'n demonstrasie. Dag 1, 2, 3 en 4. Het ons nou sopas gelees op dag 1
het God gesê, laat daar lig wees. Nou ek wil nie sê dis 'n fout in die Bybel nie, want daar is nie foute in die Bybel nie. Maar ek weet nie of julle opgelet het nie, die Here het gesê op dag 1, laat daar lig wees. Maar die son en die maan het eers gekom op dag 4. Die belofte van die lig was gespreek hier op dag 1. Maar op dag 4 het dit eers gebeur. Hier is 2 dae tussenin. En daar's 'n rede daarvoor. Sien, op dag 1, soos ons nou gesê het, is die belofte gespreek. Daai belofte oor jou lewe, daai profesie, of daai droom wat jy gehad het. Maar jy verstaan nie hoekom vat dit so lank nie. Maar die Here wil vir ons verduidelik vandag, dat dag 2 het ons gesien, was die dag van skeiding. Die aarde was een massa water. So om die water op die aarde te kan skei tussen land en see, land en riviere, damme, moes die water van die hemel geskei word. So op die 2de dag was 'n dag van skeiding. Het die water van die aarde en die water van die hemel van mekaar geskei deur om die hemelkoepel te vorm. Op dag 3 was die dag van ontwikkeling. Op die aarde self het die water van die land geskei en het dit ontwikkel deur om plante daar te sit, vrugtebome daar te sit, gras, al die ander plante. Sien, want as ons bietjie verder lees, gaan ons sien op dag 5 het die Here die diere daar gesit, die visse, die voëls, hulle het kos nodig gehad, die bome, die plante, so dit was nodig, hierdie ontwikkeling was nodig. En op die 4de dag, eers die son, die maan, die lig wat gespreek was op dag 1, en op dag 4 eers gekom. Om hierdie vir ons bietjie duideliker te maak, wil ek die storie gebruik van Josef, en ek glo ons almal ken die storie van Josef. Genesis 37 tot 50, kan ons die storie lees van Josef. Ekskuus, ek gaan net hierdie krik was maar net om my te help om die trappe op te kom. Ek gaan hom net daar sit voordat ek nou oor hom gaan val. En ek glo meeste van ons ken die storie van Josef. Begin by sy pa Jakob, waar hy verlief geraak het op 'n meisie Rachel. Hy wil met haar trou. Vir 7 jaar het hy vir haar gewerk, vir sy oom Laban. Toe hy die dag trou, toe is dit nie die regte vrou nie. Toe trou hy eers met Lea. Toe werk hy nog 'n 7 jaar vir Rachel. Nou, ons spring so bietjie na Josef toe. Josef was toe die eerste seun van Rachel, van Josef en Rachel saam. Dit was Jakob se gunsteling seun. Hy het 'n spesiale plek vir hom gehad. En soos almal weet, 'n pa wat 'n spesiale plek het vir een spesifieke kind, daai kind word gewoonlik groot 'n klein spoilbrat, né? Hy is geneig om so bietjie arrogant te wees. En so was Josef ook gewees. En Josef kry 'n droom, wat die begin van sy dag 1 was. Kry hy 'n droom waar al sy broers om hom staan, almal sny koringgerwe, almal se gerwe staan regop, hy staan in die middel, en al die gerwe buig voor hom. Sy broers was woedend toe hulle dit hoor. Toe kry hy weer 'n droom, van die sterre en die maan en die son wat voor hom buig. En toe is hulle nog meer kwaad vir hom. Hoe durf hy? Want hulle weet al klaar, hy is die klein spoilbrat van die familie.
En, Dien, ek wil vra dat jy my hier gou kom help. So kom sy pa ook nog, en hy gee vir hom 'n spesiale kleed. Hy gee vir hom 'n kleed van baie klere. Nou in daai tyd, vandag sal ons sê, ag, wat so spesiaal daarin? In daai tyd, soos ons weet, was daar nie baie klere beskikbaar nie. So dat dit nogal geld gekos, was nogal iets besonders gewees, so 'n kleed met baie verskillende klere. Alle klere was maar dooierige klere gewees, wat hulle gedra het. En, moet so oor die stoel sit. Nee, anders dan, so, daar is hy, kan elkeen net so sit. Dankie Dien. So kry hy op dag 1 ook sy kleed, waar sy pa hom basies afsonder, vir hom spesiaal maak. Maar in sy broer se oë, hy het 11 broers gehad, en in hulle oë kon dit nie hanteer nie, hulle was verskriklik jaloers op hom. En hier kry hy nog hierdie droom, waar hy so arrogant is om te sê, dat hulle voor hom gaan buig. Wie dink hy is hy? En hulle besluit, weet jy wat, ons moet van hom ontslae raak, ons gaan hom doodmaak. En in daai tyd, sy broers was wille ouens, dit was vir hulle niks, om hom dood te maak nie. Soos hulle dit besluit, kom die oudste broer, en hy sê, nee, wag, wow, ons kan nie die bloed op ons hande hê nie. Kom ons gooi hom net in 'n put. Maar sy idee was om later vir Josef te kom uithaal. So gooi hulle hom in 'n put. En die Here voorsien. Sien, want die Here het 'n plan gehad vir Josef. Die droom wat hy gehad het, was maar 'n klein deel daarvan. Maar soos ons weet, die 12 broers het die 12 stamme van Israel gevorm. So die Here het 'n plan gehad daarmee. En die broers gooi hom in die put, die oudste broer, hy is toe weg, hy gaan kyk na die diere in die veld, en so kom daar 'n groep gypsies, om dit nou so te noem, verby. Handelaars. En hulle verkoop hom aan hulle. Hulle koop toe vir Josef, en hulle vat hom deur Egipte toe. Weereens deel van God se plan. Want ons weet Israel se ontstaan was basies in Egipte. En so verander dinge iewes skielik vir Josef. Josef, waar hy die droom gehad het, waar hy die visie gehad het, vir wat die Here wil doen vir sy lewe. En alles lyk goed. Iewes skielik verander alles. Dag 2 breek aan. En ons het gesê, dag 2 is ons dag van skeiding. Hier kom iewes skielik 'n skeiding. En hierdie spesiale kleed wat hy gehad het, word afgegooi. Maar die Here is met Josef. En hy word verkoop aan Potifar. En hy kry 'n kleed van slaaf. In die stoel sit. Ja. En hier op die tweede dag kry hy heeltemal 'n nuwe kleed. Kleed van 'n slaaf. Nie noodwendig die kleed wat hy sou wou gehad het nie. Sien wat hy het 'n droom gehad, daar was 'n belofte. Hy het 'n besonderlike kleed gehad, hier ewe skielik gaan hy nou na slaaf toe. Hoekom? En ek seker is 'n vraag wat hy baie gevra het. Hoekom? Here, hoekom sit ek nou hierso? En ek dink baie van ons het al daai vraag gevra. Want jy het hierdie belofte gehad en ewe skielik op dag 2 kom jy op 'n punt waar jy nie kan verstaan hoekom is jy daar nie. Sien, want die Here het 'n doel daarmee. Die Here wil 'n skeiding bring. So ook in my lewe het ek 'n belofte gehad, jare terug, waar die Here sekere dinge vir my beloof het, sekere dinge wat gaan gebeur het. In my gedagte het ek gedink dit gaan gebeur deur besigheid.
En ek het my alles ingesit in die besigheid, want ek het geglo, die Here se seëning gaan kom deur die besigheid. En so kom dit later, laat die besigheid wat ek en my broer opgebou het, begin daar net dinge iewes skielik wat nie reg is nie. En daar's baie striweling, veral van my broer se kant af, en ek is uit die besigheid uit. Maar die Here sê vir my in daai tyd, laat gaan, moenie beklei nie, laat dit gaan. Op daai stadium het ek dit nie verstaan nie. Ek het gesit soos Josef, waar ek 'n besigheid gehad het, nou iewes skielik voel ek soos 'n slaaf, ek het niks. Maar die Here het 'n doel daarmee gehad. Want die Here wil skeiding begin bring. Sien, in Josef se geval was die skeiding om waar hy klein spoiled brat was, alles het sy pad langs geloop, wil die Here bietjie minder van hom gehad het. Daai arrogansie bietjie wegvat. Die Here wou bietjie aan hom skaaf, maar die Here was met hom die heel pad gewees. En ons sien in daai tweede dag, al is hy op 'n plek waar hy nie noodwendig wil wees nie, was die Here se guns oor hom. En ons sien in die woord dat Potifar het dit besef. Potifar het agtergekom, God se salwing is oor Josef. En alles wat hy vir Josef oor aangestel het in sy huis, het in goud verander. Alles het begin floreer. En ons lees in die woord, laat op die ou end, het hy vir Josef met al sy sake vertrou. Josef het alles vir hom gedoen. Die woord sê, die moeilikste ding wat Potifar gehad het om te doen, was om te besluit wat hy wil eet. So, alles het op Josef geval. Waar Josef gekom het van dag 1 af met hierdie belofte, en hy was slaaf, was die Here se guns oor hom, en die Here het hom tog gebou in hierdie proses. Maar die Here kon daai skeiding bring, waar daai arrogansie wat hy gehad het, teenoor sy broers, te sê, ek is tog pa se favourite, was hy iewes skielik 'n slaaf, maar tog het die Here hom gehelp, en hy het sy pad opgebou, dat hy weer tot bo was. Maar, sekere dinge het begin verander in Josef. Jy sien, want, terwyl die Here jou deur hierdie proses vat, is hy besig om karakter in jou te bou. Hy is besig om jou te vorm en jou te bou vir die doel wat hy het vir jou. Want die doel wat die Here vir hom gehad het, waar hy op die ou end gedraai het, kon hy nie gestaan het as 'n arrogante mens nie. En die Here het nodig gehad om daai te verander binne in hom. Maar in hierdie proses was alles nie baie maklik gewees nie. Want, soos ons gesê het, waar hy sy pa se nommer 1 was, waar hy die favourite was, hy nou iewes skielik die slaaf. Van hierdie droom val hy tot hier waar hy nou getoets word. Maar dis juis in die tye van toets waar die Here ons wil sterk maak. Dis daar waar hy ons karakter wil bou. Dis daar waar hy ons wil verander. En Josef kom op 'n punt waar baie van ons ook op hierdie dag 2 gaan staan. Op 'n punt van skeiding waar hy geskei moet word van sonde. En so gebeur dit dat Potifar se vrou hom raak sien. Kyk, want hy was jonk toe hy daar aankom. Nou is hy al 'n sterk jong man, hy begin nou mooi vorm, hy het mooi lyf, en hy's 'n aantreklike ou, en Potifar se vrou begin oogies gooi vir hom, en sy probeer hom verlei. So kom sondes op verskillende maniere, en probeer ons verlei. Probeer ons wegtrek van dit wat die Here vir ons wil doen, op dag nommer 2, met ons dag van skeiding. Maar Josef staan sterk.
En hy hardloop weg. En ek wil vir jou sê, veral seksuele sondes, hardloop weg. Moenie nog omkyk nie, hardloop weg. Want dis die duiwel se grootste manier hoe hy mense wil verpletter, terwyl hy besig is om jou op te bou vir 'n sekere doel, waarvoor hy jou wil gebruik. En Josef hardloop weg. Sy gryp 'n stuk van sy kleed, en sy vertel 'n leuen, om te sê dat hy haar probeer verkrag het. Wat toe op daai stadium die einde van dag 2 beteken. Maar ek wil vir jou sê, as jy in dag 2, waar die Here besig is met 'n skeiding, in my lewe het ek dit ook agtergekom, die skeiding was om my weg te vat van hierdie idee, dat met my werke, met dit wat ons gaan doen in die besigheid, gaan die Here ons seën, om weg te beweeg daarvan en totaal op die Here te vertrou. Totaal te vertrou dat die Here sal die verskil bring. Die Here sal vir ons voorsien. En ek het ook 'n paar kere gehad waar ek self moes weghardloop van die sonde. Maar ek wil vandag vir jou sê, om hierdie woorde te onthou. Suiwerheid is die kort pad na die doel wat God vir jou het. Ek herhaal dit weer. Suiwerheid is die kort pad na die doel wat God vir jou het. Baie keer dink ons, weet jy wat, so nou en dan 'n vloekwoordjie of so 'n bietjie saam met die vriende drink of wat ook al die sonde is alright, dit sal niks doen nie. Dit verhoed laat jy nie kan beweeg na dag 3 toe nie. Dit verhoed laat jy bly, want die Here wil skeiding bring, soos hy skeiding gebring het op dag 2, tussen die waters van die hemel en die waters van die aarde. As daar byvoorbeeld, kom ons sê 'n lek was en dit bly reën, kon hy nie doen wat hy wil nie, want die waters gaan heeltyd op die aarde val. Dit sou nie werk sonder 'n totale skeiding tussen die waters bo en die waters onder nie. Presies so in jou lewe. Sonde kan nie saamgaan na die doel wat die Here vir jou het nie. En ons moet dit los. Ons moet weghardloop daarvan af. En Josef het dit besef. En hy het weggehardloop. Hy het dadelik omgedraai en pad gegee. Hy het nie nog daar gebly en nog bietjie gekyk. Kom ons kyk hoe draai dit uit nie. Nee. So by ons ook. Draai om, hardloop heeltemal weg daarvan. Sien wat sodra ons daai kan regkry, kan die Here ons bring na dag 3, wat die dag van ontwikkeling is. En ek wil vir jou sê, en ek praat uit ondervinding uit, as dag 2 vir jou moeilik was, gaan dag 3 vir jou hel wees. Dis nie maklik nie. Maar God is heeltyd by jou. God sal jou al die pad help. Sien wat in die 3de dag, soos ons weet, die son was nog nie daar nie. God het die eerste dag gespreek, laat daar lig wees. Maar as die son nog nie daar was nie, was dag 3 nog in die donker. Sien wat in die donker is waar dinge ontwikkel moet word. Dag 3 gaan vir jou voel soos donker. Ek en my vrou het baie dae gehad wat ons nie geweet het hoe ons daar deurgaan nie. En dit was nou onlangs. En soos ek gesê het, die Here het gesê, daai kindertjies gaan 'n groter seën vir ons wees. Hulle was 'n groot seën vir ons om nog te voel ons het 'n doel, want dit was baie donker gewees, die tyd wat ons deurgegaan het. Ons is toe al reeds in die bediening. Ek het geglo, nou is dit easy gliding, maar die Here sê nee, nou wil ek jou ontwikkel. En dit was die tyd waar die groot ontwikkeling toegekom het. Sien, want dag 2 moes ons ordentlik geskei gewees het klaar. Die skeiding moes klaar plaasgevind het daar, sodat dag 3 kan kom en die ontwikkeling kan plaasvind. Maar soos ons gesien het, in dag 3 het ons net nou gelees,
vers 9 tot 13, was daar tog 'n bietjie skeiding ook gewees. Want op die aarde was daar nog net watermassa. En die water moes geskei word van die aarde, sodat daar droë grond kon wees, land en see kon wees. So daar's nog steeds bietjie skeiding wat gebeur op dag 3. Maar dag 2 se skeiding moet suksesvol afgehandel word voordat jy by dag 3 kan kom. Sien, want soos ek nou gesê het, ons moet in die donker ontwikkel word. Daar wil God verander. Dit wat sleg is, na goed toe. En hier sien ons nou weer, asseblief dien, hier word hierdie mantel, hierdie baadjie weer afgegooi. Van slaaf. Hy is nou nie meer slaaf nie. Nou waartoe gaan hy nou? Wat is die volgende baadjie? En hier word hy 'n tronkvoël. Hier kry hy 'n mantel van 'n tronkvoël. En ek seker daarvan, daarso het hy ook gesê, Here, hoekom? Hoekom raak alles net slegter in my lewe? En ek sê weer, dag 2 vir jou moeilik was, dag 3 gaan nog erger wees. Want daar wil die Here jou nou begin ontwikkel. En so kry hy sy 3de mantel. En hy beland in die tronk. En nou het iewes skielik van kleed van slaaf na 'n kleed van 'n tronkvoël. Maar tog was die Here nog steeds met hom. Die Here se guns was nog steeds oor hom gewees. Hier gaan hy tronk toe met 'n seksuele oortreding. Baie slegte rekord op sy naam. Seker een van die slegste. Maar die Here wil dit gebruik om hom te ontwikkel. Al was dit 'n leuen. Onthou, hy was nie regtig 'n seksoortreder nie. Hy het weggehardloop. Hy het gedoen wat reg is. Maar die Here moes hom hier kry om hom verder te kon ontwikkel. As ons so praat van ontwikkel, is dit veral die wat nou so my ouderdom is en bietjie ouer sal weet van die dae toe ons nog foto's geneem het op filmkamera. Jy het daai foto geneem en dit was half soos 'n droom. Want jy neem die foto, maar jy gaan eers oor 'n rukkie sien wat gaan gebeur. Want dit vat 'n proses. Hy moet deur 'n proses gaan. Hy moet eers ontwikkel word. Deesdae is alles kits. En dit is eintlik die probleem waar ons vandag sit. Want ons verwag alles moet onmiddellik gebeur. Maar van dag 1 tot dag 4 is daar dag 2 en 'n dag 3 tussenin. En in hierdie proses, in die donker kamer, weer eens in die donkerte, word hierdie foto ontwikkel. En op die ou end kom hy op 'n negatief uit. Nou weet jy, die wat al gekyk het na negatief, as jy negatief so in die lig hou en jy sien die foto, alles is onderste bo en agterste voor en dit lyk glad nie soos dit moet lyk nie. Want die hele ontwikkelingsproses het nog nie plaasgevind nie. So as jy daai uitbring, beteken dit eintlik niks. Want hy moet eers ordentlik ontwikkel word en presies so werk dit met ons. Die grootste probleem vandag is 'n tekort aan ontwikkeling. Almal van ons wil raak gesien word, maar ons wil nie ontwikkel word nie. En dis hoekom die wêreld vandag is waar hy is. Want almal wil ontwikkel word. Jy wil raak gesien word, jy wil daar wees, maar jy wil nie deur die proses gaan om te ontwikkel nie. Dis hoekom ons vandag sit met soveel mense in posisies waar hulle eintlik nie hoort nie. Popsterre wat iewes skielik raak gesien was en hulle is daar geplaas, maar hulle was nie ontwikkel nie en hulle kon nie dit hanteer
wat vir hulle gewag het nie, en hulle het gevou. Die Here se doel vir jou, hy wil nie jy moet vou langs die pad nie. Dis waarom hy jou ordentlik deur die skeidingsproses en dan deur die ontwikkelingsproses wil vat, om jou ordentlik te ontwikkel. Sien, want selfs in die natuur, 'n babietjie, moet ordentlik ontwikkel word, 40 weke, binne in die ma se baarmoeder. Gaan hy deur 'n proses, voordat hy gebore kan word. As hy enigstens nie daai hele proses deurgaan nie, en hy kom vroeër uit, is die gevaar soveel groter, dat hy dit nie gaan maak nie. In baie gevalle sterwe die kleintjies weens dit. Ek en my vrou self het dit ondervind met ons derde seun, Zayn. Ek het op daai stadium, was ek weg met werk in Palaborwa, en net vir 'n week, ek moes net gaan uithelp. En ek het juis op daai stadium vir my vrou, ek vat haar kar, ek los die bakkie, want ek weet, sy is te ver swanger, sy kan nie in my bakkie eens inklim nie. So sy kan nie met hom ry nie, want haar baas was geneig om haar te stuur bank toe, dan moet sy, terwyl sy swanger was, wat was dit toe al gewees, 30 weke, 35 weke, swanger was, moes sy gaan staan in die queue, en dan kom sy by die huis, en sy het so seer. En in elk geval, lang storie kort, ek is op pad terug, en ek bel haar, en sy sê vir my, sy staan weer in die bank. Dat haar baas sy skoondogter gevra om haar te vat. Sy sit buite in die kar, by vrou met in die queue staan. Ek kom die aand by die huis, en my vrou sê vir my, sy voel nie reg nie, iets is fout. In die proses gaan ons gaan na my maale toe, ek het lot vrugte en goed gekoop, haar langs die pad, op hy stalletjies daar verby, Palaborwa en dit, en gou vir hulle ook gaan uitdeel, en vir my skoonpaale. So sê my maale vir ons, luister nie, in plaas van na huis toe gaan, en gaan moet kos maak, Rensha voel nie lekker, die kom, ek maak gou vir julle kos. Eet sommer gou hierso. En die volgende minuut roep hulle my, en my ma sê vir my, luister, die bel van die gynekoloog, hier is fout. En haar water breek. Ek sal nooit vergeet, toe ek die dokter bel, toe sê hy vir my, bring haar onmiddellik in, ek kry jou by die hospitaal. Toe ek by die hospitaal kom, en hy kyk, en hy die leer daar, en hy weet presies waar hy staan, en hy sê vir my, Tertius, as ons net 1 week nog het, kan ons hom red. Net 1 week. Hy sê, dan is die longetjie sterk genoeg, en hulle begin met steroïdes, en hulle begin om hom te rek, net vir 'n week. 3 dae later, toe besluit hy, nee, toe dip sy hartjie, en hulle moes hom uithaal, noodkeiser. Maar die Here het my kind se lewe gered. Hy was vir 3 dae op ICU, selfs in die proses was daar so 'n groot wonderwerk wat gebeur het. Hy is gebore die donderdag, die vrydagoggend gaan ek deur, soos ek wil inloop en ek wil deurgaan na Rensha toe, bly daar mense heeltyd voor my loop met masjiene. En die spoed wat hulle loop is nou net so dat ek gaan moet hardloop om verby hulle te kom, en ek wil nou nie 'n scene maak, en dit doen nie, so ek bly agter hulle al die pad, en so gaan hulle tot by die babakamer. Ek gaan deur na haar toe, ek gaan groet haar, sy sê vir my, het jy vir Zayn al gesien? Ek sê, nee, ek gaan nou. Ek kom daar, en niemand wil met my praat nie, daar is net masjiene. En die dokters gaan so, hulle hardloop so, en die verpleegsters. En ek kyk, en ek word yskoud, toe ek sien baba swart, baie kripien, en kom agter is my kind, wat almal aan werk. En daar staan 'n man langs my, ek sal het nooit vergeet nie, ek het hom nooit voor die tyd gesien of na die tyd nie. Ek glo dit was 'n engel. Hy begin my praat, hy sê vir my, is dit jou eerste kind? Ek sê, nee, is my derde. Hy sê, o nee, dis sy eerste, en ek dink, weet jy wat, is baie mooi, maar ek het nie nou tyd, ek kan nie nou met jou praat hieroor nie. Ek is nou bekommerd oor hierdie, en so gaan dit aan, en hy praat, en op 'n stadium sê hy vir my, waar is jou kleintjie? Ek sê, daai enetjie daar. Hy sê, die een aan wie hulle werk? Ek sê, ja. Hy sê, wat's fout? Ek sê, ek weet nie. Ek weet nie, maar ek is toe nou so frustreerd, en die ou hou aan met praat, en hy sê vir my, can I pray for you? En voor ek kan antwoord, gryp hy my om die lyf, en hy begin bid, en hy sê, in the name of Jesus, this child will live, and he will not die. He will stand up, and he will work for the Lord. Vandag is my seun 'n pastoor, jeugpastoor by Woord en Lewe. Ek gee vir die Here al die eer.
Maar kom terug dan die storie, ek wil nie heeltemal wegdwaal nie. Terug van die storie van, jy moet al die pad ontwikkel op dag 3. En daar het ek eerstens gesien die nodigheid om ordentlik te ontwikkel, om enigstens te kan oorleef. En ek sê weer, te veel van ons wil ontdek word, maar ons wil nie ontwikkel nie. Sien, want sonder die swaar tye waardeur jy moet gaan, word jy nie ordentlik ontwikkel nie. Want God is met jou in die hele proses. En hy wil in die swaar tye, wil hy jou karakter bou, wil hy jou begin ontwikkel. Want jy moet 'n karakter begin bou om kritiek te kan hanteer. Om komplimente te kan hanteer. Want dit is die twee groot dinge wat ons baie keer laat struikel. Met kritiek, baie keer bring dit iets anders hier in jou uit. Wie dink jy is jy om my te kritiseer? Ons moet ontwikkel word om dit te kan hanteer op die regte manier. En so ook komplimente, want komplimente kan baie vinnig jou kop laat swel. En dis nie waar die Here jou wil hê nie. Die Here wil hê ons moet nederig bly voor hom. Maar sien ook hierso op dag 3, het daar nog 'n ding begin gebeur met Josef. Die Here was besig om sy gawe binne in hom te ontwikkel. En so word die bakker, die koning se bakker en skinker in die tronk gegooi. En albei van hulle kry 'n droom. En die Here gebruik vir Josef om die droom uit te lê. Deel van die proses in dag 3 wil die Here jou ontwikkel om jou gawes te gebruik. Nou hier kom hulle na Josef toe met 'n droom. En ek is eerlik, as ek Josef was, hulle het na my toe gekom met 'n droom, het ek gesê, wow, ek wil niks hoor nie. Dis 'n droom wat my gebring het waar ek nou is. As dit nie vir 'n droom was nie, was ek nie vandag hier nie. Dan was ek nog my pa se gunsteling seun gewees. Ek wil niks van jou droom hoor nie. Maar hy het deur dag 2 gegaan al die pad waar die Here hom geskei het van dit. Hy was in dag 3 waar die Here besig is om te ontwikkel. En hy sê, vertel vir my jou droom. En hulle vertel vir hom die droom en hy lê die drome uit. En al 2 drome word waar. En soos ons die storie ken, was die bakker doodgemaak en die skinker het weer sy werk teruggekry by die koning. Toe die skinker uitgaan sê hy vir hom, luister jy, onthou my en gee vir my 'n goeie woordjie daar by die koning. Maar vir 2 jaar nog moes hy wag. Deel van die ontwikkelingsproses. Hy moes nog ontwikkel. Sien, hierdie is die groot ding wat baie keer seer maak. En dis die deel wat vir ons die pynvolste is. Op dag 3, waar die Here besig is om jou te ontwikkel in jou gawe, waar jy vir mense bid en hulle drome kom waar. Jy lê hulle drome uit, die Here gee vir jou dat jy lê hulle drome uit en hulle drome kom waar. Jy bid vir hulle vir genesing en hulle kry die genesing en jy wag al jare lank daarvoor. Sien, want is deel van karakterbou. Die Here wil jou gebruik om ander se drome te laat waar word. Want die plan wat hy vir jou het is baie groter. En jy het nodig om nog te ontwikkel. Want hoe langer jy ontwikkel word, hoe groter is die plan wat die Here vir jou het. En ek wil vir die sê, wat jy wag nou al hoe lank vir die regte vrou? Jy wag al hoe lank vir kinders? Of jy wag al hoe lank vir die regte werk? Jy wag al hoe lank vir 'n verhoging? Jy wag al hoe lank vir die finansiële deurbraak? Hou vas. Laat die Here die skeidingsproses ordentlik laat gebeur, sodat die ontwikkelingsproses reg kan gebeur, sodat jy gereed is
En jou karakter gebou is vir die dag wat die Here dit vir jou gee, want sy plan vir jou is soveel groter. Ek self kan onthou een aand, ek self was in Woord en Lewe gemeente gewees. Ek het eintlik groot geword in die Volle Evangelie Kerk. Toe ek 25 is, sê ek vir my pa, ek gaan vir my ander kerk soek, want hier is nie 'n vrou in hierdie kerk wie ek kan trou nie, ek soek 'n vrou uit die kerk uit. En so het ek by Woord en Lewe uitgekom, gesien, hier's baie girls, hier gaan ek my vrou kry. Maar my vrou loop toe in Duitsland rond, sy het gaan au pair. En ek moes nog 'n jaar vir haar wag. Maar ek kan onthou een aand met spesiale dienste ry ek huis toe, ek het my eie huistool gehad, 25 my eie townhouse-stoel gekoop. Ek ry huis toe, maar ek het elke oomblik gehaat wat ek alleen was. En ek bid die dag en ek sê, Here, as u plan vir my is dat ek alleen moet wees, asseblief, ek vat my eerder. Ek soek 'n maat, ek soek iemand. Maar die Here het geweet, want hy was nog besig om vir haar te vorm. Hy was nog besig met die ontwikkelingsproses in haar, sodat ons by mekaar kom. Vandag, 27 jaar later, sê ek vir die Here, dankie, ek kon nie 'n beter vrou kry nie. Dit was die moeite werd om te wag. Sien, want die Here was besig om haar voor te berei, want hy het geweet waar ons gaan staan 27 jaar later in die bediening. En hy het vir my die regte vrou gegee. En ek wil sê, hou vas. Hou vas, vertrou die proses waardeur jy moet gaan. Al voel dit vir jou lank. Hou vas. Die Here sal wel deurkom. Daar, as ons gaan kyk in die woord in hierdie gedeelte, is daar 2 keer wat die Here sê, hy was met Josef. Net 2 keer. Dit was in dag 2 en in dag 3. Dis die moeilike dae wat jy deurgaan. Sien, hier word die belofte gekweek. In dag 4 gaan die belofte, gaan die deurbraak kom. Maar in dag 2 en 3 is waar ons 100% moet vashou aan die Here. Waar ons so op die Here moet vertrou. En die woord sê, op daai 2 dae was hy met Josef. En soos ons weet, selfs in die tronk, was Josef in beheer van alles daarin gewees. Want die Here se guns was weer eens met hom gewees. Dan kom ons by vers 14 tot 19, waar die Here die maan, die son en die sterre gemaak het. Sien, want na die skeiding en die ontwikkeling, kan die droom waar word. Kan daai profetiese woord, daai wat die belofte wat die Here vir jou gegee het, kan waar word. Dit kan nou kom, want jy is gereed. Maar, eers moet jy ordentlik deur die skeidingsproses en ordentlik deur die ontwikkeling gaan. En hier sien ons dit ook. As ons blaai na Genesis 41, vers 15 en 16. Hier kom dit uiteindelik wat Josef gevra het 2 jaar terug. Vir die bakker en die skinker, of vir die skinker gesê het, onthou my, en sê vir die koning. Kry die koning 'n droom, niemand kan sy droom vir hom uitlei nie. En die skinker sê, weet jy wat, 2 jaar terug was daar ou in die tronk, Josef. Hy het my en die bakker se drome uitgelê, en binne 3 dae het dit waar geword. En die koning sê, gaan haal hom. En hier gebeur weer 'n verandering. Dien? Hier, die kleed wat hy gedra het van tronkvoël, van 'n gevangene, word weer weggevat. En hy kry sy finale kleed van die doel wat die Here vir hom het. Dankie, Dien. Ons sien in die woord, sê die Here, die koning sê dadelik gaan haal hom. Hulle het vir Josef gevat, hulle het hom gaan was, hulle het hom mooi geskeer, hulle het vir hom mooi klere aangetrek, die finale kleed. En hy het voor die koning verskyn. Maar Josef se toetse was nog nie klaar nie, en hier kom die groot finale toets. Om te kyk, het hy reg ontwikkel. En hier sien ons in
Vers 15. Ek het laas nag 'n droom gehad, vertel die farao, maar niemand kon dit vir my verklaar nie. Ek hoor jy kan drome uitlê. Yes, hier is Josef se kans. Te sê, ja, ek kan. Yes, ek kan. Ek het die bakker en die skinker se drome uitgelê en het dit waar geword. Ek kan die droom vir jou uitlê. Yes, ek is die ou. Maar nee. Wat sê hy in vers 16? Nee, ek kan nie, antwoord Josef. Maar God kan die verklaring gee. Sien, hy was reg ontwikkel. Sy karakter is reg. Hy vat die eer nie op hom nie. Hy gee al die eer aan die Here. En hy sê, ek kan nie, maar God kan. God kan dit vir jou verklaar. En so gee die koning sy droom. En Josef lê die droom uit. En so sê die Here vir haar, gaan 7 jaar van verdrukking wees. 7 goeie jare eers. En dan 7 jaar van verdrukking. 7 jaar van hongersnood. En Josef stop nie net daar nie, sien, want die Here het hom soveel al ontwikkel. Laat hy gee toe sommer sy idee. En hy sê vir die koning, weet jy wat, ek stel voor, dat in hierdie tyd, moenie al die graan en die kos dit gebruik nie, maar sit van dit weg in 'n stoorkamer. Sit van dit weg en stoor dit vir die 7 jaar van hongersnood wat kom. Stel iemand aan wat dit vir jou kan beheer. En dadelik sê die koning vir hom, weet jy wat, jy het die droom vir my uitgelê, jy het die plan gegee, jy gaan dit bedryf. En die Here maak hom tweede in bevel. Die koning stel hom aan as net onder hom. En die koning sê vir hom, dat ek bly koning, ek bly in beheer, maar geen besluit sal gemaak word, sonder dat dit verby jou gekom het nie. Van 'n tronkvoël, 'n gevangene, ewe skielik tweede in beheer van Egipte. Dis net God wat dit kan doen. Maar sien, maar sy karakter moes eers gevorm word vir daai oomblik. En so gebeur dit, en ons lees in die woord, hy was baie suksesvol. Hy het baie geld gemaak vir farao. So het hulle die kos gehad, hulle store was nie eens genoeg vir al die kos nie, wat hulle bymekaar gemaak het nie. En toe die hongersnood kom, toe het hulle genoeg. En die wat nie van Egipte was, die het ook na hulle toe gekom. En hulle het dit verkoop. Toe hulle geld klaar is, het hulle vir hulle gesê, dis reg, julle kan van julle diere, van julle beeste, skape, donkies, perde, kamele inruil, teenoor vir die kos. Toe dit klaar is, toe sê hy, gee julle grond. En vir die koste van die grond, gee ons vir julle die kos. Julle kan op die grond bly, maar 'n sekere persentasie van die oes gaan altyd aan die koning toe moet kom, van hier af vorentoe. En hier bou hy, ekskuus my Engels, maar 'n empire basis vir die Egipte. Die plan wat die Here vir hom gegee het. Sien, die doel was om eintlik die 12 boeties, wat op die ou end die stamme van Israel sou wees. Maar deur dit vorm hy Egipte ook sterker. En so gebeur dit, en dit is 'n massiewe groot sukses. Maar in die proses kom Josef se boeties ook. Hulle het ook kos nodig. En hulle pa stuur hulle Egipte toe om te gaan kos koop. En hulle kom daaraan en hy sien sy boeties raak. En eers sê hy vir hulle, gesels hy met hulle en hulle sê toe dat hulle het nog 'n boetie. En hy sê, okay, hy gaan een van die boeties hier hou in die tronk, gaan haal julle jongste boetie ook. En soos ons weet in die woord, hulle pa wou hom nie laat gaan nie, met 'n lang gestryery het hy op die ou end en hulle kom toe terug met hulle boetie. En hier staan al 11 boeties voor hom. En hier kom sy tweede toets.
Genesis 45 vers 4 en 5. Kom nader na my toe, sê hy. Hulle kom toe nader. Hy sê toe weer, ek is Josef, julle broer. Ekskuus. Wat julle destyds verkoop het en na Egipte toe gebring is. Hier is sy kans. Hier is sy kans nou. Sê ja, julle het my verkoop. Nou is dit my beurt om julle terug te kry. Maar nee, weer eens om 'n dag 2 en dag 3 sukses was, het hy karakter. En in vers 5 sê hy, maar moenie julle self verwyd dat julle dit gedoen het nie. Eintlik is dit God wat dit bewerk het. Hy het my vooruitgestuur sodat julle lewens gespaar kan word. Sien, net voor toe sy broers na hom toe kom, het hulle wel voor hom gebuig wat hulle hom nie herken nie. Hulle het nie besef is hy nie. En so het die droom waar geword. Maar waar hierdie arrogante seentjie dit sou uitgebuit het, die feit dat sy ouer broers voor hom buig, maak die Here hom nederig. En hy gaan en hy vergewe onmiddellik. Want hy besef, deur die ontwikkelingsproses wat hy gegaan het, kan hy nie vorentoe gaan met onvergifnis nie. Sien, want ons, voordat hierdie 4de dag vir ons aanbreek, moet ons karakter bou, moet ons ordentlik deur die proses gaan. Soveel mense vandag, sien ons ewe skielik erf hulle, baie, en binnekort het hulle weer niks, want hulle was nie ordentlik ontwikkel nie. Ek het net nou gesê, popsterre, sportsterre, kyk hoeveel van hulle het gegly in hulle lewens. Hoeveel van hulle hoor ons van, wat verkeerde goed aangevang het, nadat hulle ontdek is, wat hulle was nie ordentlik ontwikkel nie. Die enigste manier hoe ons ordentlik ontwikkel kan word, is deur die Here. Sien, want in hierdie proses, ek weet dit is nie altyd lekker nie. Het is nie altyd 'n lekker proses waardeur ons gaan nie. Daar is seer, daar is pyn, daar is moeilike tye, maar is deel van die proses. Dit is soos as jy 'n koek bak. As jy 'n koek bak en jy sit al jou bestanddele daar, nie al die bestanddele proe lekker nie. Kyk, hy koek is lieflik as hy klaar gebak is. Maar as jy byvoorbeeld daai bakpoeier proe, hy proe glad nie lekker nie. Daai meel op sy eie proe ook glad nie lekker nie. Maar as alles saam gemeng is, dan proe dit lekker. Dan is dit wat God wou vorm van die begin af. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. So as jy weet, jy is geroep vir God se doel vir jou lewe. Al daai sleg by mekaar, maak op die ou en die goed. En in my lewe self, die minuut toe ek hierdie snap, toe begin dit ook makliker raak. Want toe begin my houding verander. So die Engelsman sê, my attitude begin verander. En in plaas dat ek gedurig kla, ag Here, hoekom moet hierdie nou weer gebeur? Ons kom op 'n proses waar, nadat ek uit die besigheid is, nou hoe gaan ons nou aan vorentoe nie? Toe die Here vir my sê, hou op met die dinge, ons het 'n paar huise in die Oosrand, en die Here sê vir my, verhuur die huise, en die inkomste daaruit sal sorg vir jou in die bediening, want in morgenson, daar is nie die geld om enigstens 'n salaris te kan betaal vir 'n pastoor daar nie. En die Here sê vir my, gebruik daai, en is reg, en ons is in die bediening, en ons begin net, hier sit ons uit 4 eiendomme, nie 1 huurder in die huis vir 8 maande nie. Maar dit was deel van die ontwikkelingsproses. En die Here wou hê, ons moet aan hom vashou, en ophou kyk na dit wat die geld inbring, en ons moet kyk
na hom. Want die Here wil jou totaal en al ontwikkel. En so gebruik hy hierdie slegte dinge, al hierdie verskillende bestanddele, en hy voeg alles by mekaar, sodat die regte ding kan deurbring. So ek wil weer sê, vertrou die proses. Wag vir dag 4, hy's op pad. Dag 1 het dalk gebeur, ek weet nie waar staan jy nou, of jy by dag 1, dag 2, 3, of miskien is jy nou by dag 4. In ons lewe glo ek, ons is nou besig om dag 4 in te gaan. Die Here, die skuiwe het begin gebeur, en ons dank die Here daarvoor, maar ek wil sê, vertrou die proses. En ek wil vra, die van julle wat sit met iets spesifieks, jy wag nou al hoe lank vir daai genesing? Jy wag al hoe lank vir daai spesifieke lewensmaat wat jy al lank al vir die Here voorvra? Of jy wag vir daai spesifieke woord wat die Here vir jou gegee het, iets waarna jy wil gebruik wat nog nie gebeur het nie. Staan vandag saam met my. En kom ons bid saam en ons vra vir die Here. Ons sê eintlik vir die Here, Here, ons sal van vandag af die proses vertrou wat U ons deurvat na die doel wat U vir ons het. Na die deurbraak wat U vir ons wil gee, want die Here het 'n deurbraak vir elkeen van ons. Kom ons staan saam en dan bid ons net saam. Here Jesus, dankie Vader vir die woord wat U vanoggend vir ons gegee het. Here, ek wil vra dat U elkeen van ons se houding op hierdie dag sal verander. Vader, laat in plaas dat ons sal kom en kom murmureer oor die dinge wat verkeerd gaan in ons lewe, laat ons eerder vir U sal sê, Here, verander my totaal. Wys vir my waar ek nog moet gee. Wys vir my waar ek nog moet verander. Want Vader, ek wil hê U moet die totale skeiding doen op dag 2, sodat U die volmaakte ontwikkeling kan doen op dag 3, sodat ek kan bly staan op dag 4. Want Vader, ons weet, as U ons nie ordentlik ontwikkel het in die donker nie, sal ons nie kan bly staan in die lig nie. En Here, ons wil staan in die lig. Daarom vra ons, Vader, vat ons deur die proses. Verander ons lewens, sodat ons kan staan in die doel wat U vir ons het. Ons sê vir U dankie daarvoor. In die grote naam van Jesus Christus. Amen en amen.